Goeiedag, my naam is Arnold Eys en ek verwelkom jou by hierdie uitsending. Ek wil jou gelukwens dat jy besluit het om vandag na ons te luister en deel te wees van hierdie uitsending. Ons is besig met 'n reeks getiteld Extreem Kerk. En ek is vandag hier om vir jou te sê dat as God jou geroep het, en hy het jou geroep en hy jou gered het, dan het hy jou gered en geroep met 'n spesifieke doel, dat jy sy kerk sal wees, draer van sy gees, dat jy sy mondstuk sal wees, want hy wil jou mond gebruik en jou hande gebruik en jou voete gebruik, dat jy inderdaad sy liggaam hier op aarde sal wees. So ek bid deur hierdie woord dat jy geseënd sal wees, dat dit in jou omstandighede waar jy jou in hierdie dag en in hierdie oomblik, terwyl jy luister na hierdie woord, jou mag bevind, dat hierdie woord akkuraat en spesifiek en groot relevantie sal dra in jou omstandigheid. So ek nooi jou uit, kom en join ons in hierdie diens wat reeds aan die gang is, terwyl ons stil staan by die woord van die Here en hoor wat God vir ons wil sê oor sy Extreem Kerk. Man, is lekker om die Here te aanbid, of jy nou van Amerika afkom, of jy nou van 'n ander provinsie afkom, of jy nou maar net hier van die straat afkom, is lekker om die Here te aanbid. Kinders sing 'n sang, dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so swaar om jou laste te dra. 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 Maar dis lekker om die Here te dien. Ken julle daai liedjie? Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here. Sing dit saam met ons. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here. Kom ons sing. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Amen, nou voel jy sommer beter. Voel jy? Dis lekker om die Here te dien. Nooit vir jou straf wees, het sê. Ag, ek is so jammer, die Here het my gered. Nou kan ek nie meer sondig soos ek was gesondig het. Dis lekker om die Here te dien, man. Die Here sorg en voorsien vir jou. Jesus, ek is so opgewonde oor die woord van vanoggend. Ek glo daar's vir jou 'n woord in. Iets spesifieks vir jou, dat die Here jou net wil bemoedig. Ek praat voor die tyd met iemand tussen, sy bevestig het so mooi en ek besef, yes, we're on the right track, So sit terug en geniet jouself, maar as jy ergens wil uitskree, doen dit. Dit hou die ou langs jou ook wakker. Amen, te doen. Ons besig om te praat oor Extreem Kerk en ek dink ons is nou al by Extreem Kerk 84, het Wesley gesê. Nee, regtig nie, ons is by deel 11 en vanoggend wil ek met jou praat oor die gedagte vitaliteit. Nou gaan my vrou sê, wat se woord is dit? Sy sê mos, elke Sondag as ek preek, leer sy nuwe woorde. Sy sê, ek het 'n anglisisme gemaak van die Engelse woord wat sê vitality. So as ons praat oor Extreem Kerk, dan is die vraag vanoggend, wat is vital vir die kerk? Wat is ons vitality? En as jy iemand het, wat 'n bietjie vitality het, dan is dit nie iemand wat sê, dis so swaar om my laste te dra. Nee, dis iemand wat sê, dis lekker om die Here te dien. Dis iemand, wanneer jy in so 'n persoon se teenwoordigheid was, dat jy sommer ge-energize, jy sê, yes, dit was awesome gewees. Dis lekker om saam met iemand te wees wat 'n bietjie vitality het. En die kerk is 'n plek wat hoë energie moet hê. Die kerk is 'n plek van vitality. So as ons praat oor Extreem Kerk, dan praat ons oor vitality, maar die vraag staan, wat is vital? Wat is die vital organs van die kerk? Wat is vital? So sê vir iemand langs jou, ons praat vanoggend oor vitaliteit. Okay. Toe ek jou nuwe woord geleer, oor vitaliteit, amen, en dit is nie 'n baie lang woord nie, so ek beloof jou, ek gaan nie lang besig wees nie, okay,
ek het vir hulle moet 1 uur oefen, so ek is voor 1 uur klaar, ek beloof jy, so ek het so 3 ure. Maar kom ons lees gou al die pad uit Genesis, of soos die mense van vroeër gesê het, Genesis. Genesis 1 vers 27 en 28, ons gaan net stil staan by hierdie 2 verse. Yes, hier's amazing revelation hier, en onthou, ons praat oor die kerk, maar jy is die kerk, so die woord is ook relevant en spesifiek vir jou as individu, Marius, dis vir jou. Okay, so ons is besig met die skepping, ons praat oor die ekstreemkerk, what are the vital signs, en ons sê dit Genesis 1 vers 27 en 28, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Jo, dink ek vanoggend weer, net van vooraf aan dit, ek meen, dis nie eers my preek nie, maar dis klaar awesome, net om dit te hoor, God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Kan ek gou hierso breek en sê, jy is welkom om dit op te neem, want ek dink die boodskap moet uitgaan. Ons kerk moet 'n plek vir sondaars wees. Dit beteken, alle sondaars moet welkom wees. Dit beteken ook, homoseksueles moet welkom wees. Maar dit beteken nie, ons verander die boodskap wat ons verkondig nie. Want hoe gaan iemand wat homoseksueel is, tot redding kom, as hulle nie kom in 'n plek waar hulle kan sit, onder die klank van God se woord nie. So, ons moet 'n hart hê vir sondaars, maar ons verander nie die boodskap nie, want die Bybel sê, man en vrou het hy hulle geskape. Hy het hulle man en vrou geskape. Hy het maar gesê, hierso is die man en die vrou uit haar uitgehaal. En God het hulle geseën. So hy maak ons en God sê, jy is vir my aanvaarbaar, ek bless jou, voor ek enigiets anders doen, sê hy, hierso is Adam, hierso is Eva, ek bless jou. Ek seën jou met elke geestelike seën. En God het vir hulle gesê, en hierdie was vir my awesome, die Here sê, nou het ek julle gebless, hierso is 3 goed, die Here sê vir hulle, wees vrugbaar, eerste vee, wees vrugbaar, en vermeerder, tweede vee, en vul die aarde, derde vee. God se plan met jou en met die kerk was nog altyd gewees, dat jy vrugbaar sal wees, dat jy sal vermeerder, en dat jy die aarde sal vul, dat daar spasie is, waarin jy 'n verskil kan maak, waarin jou teenwoordigheid iets daar bring, wat daar nie was nie. Hy sê, eerste ding, ek gee vir julle 'n opdrag, wees vrugbaar. Op dieselfde manier as wat Jesus gekom het by mense gesê het, wees genees, kom die woord van die Here vanoggend en sê, wees vrugbaar. Wees dit, ek gee jou 'n opdrag en ek sit in jou die saad van vermenigvuldiging om te vermeerder, want God se plan is nie dat jy sal bly waar jy is nie, maar dat jy sal vrugbaar wees, dat jy sal vermeerder en dat jy die aarde sal vul. Ek wil vir jou sê vanoggend, dis God se plan reg van die begin af en dit het nog nooit verander nie. Die Here het dit nie toevallig gesê nie. Toe hy die mens maak, is die eerste ding wat hy sê, ek bless jou en ek gee vir jou die volgende opdrag. Wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. As jy my nie glo nie, kom ek wys jou die volgende. Tussen Genesis 1 en Genesis 8 gebeur 'n klomp goede. En sonde breek uit, en die Bybel sê dat die sonde het eintlik die wêreld oorgevat, en God praat met 'n ou met die naam van Noag. En hy sê, Noag, daar gaan 'n vloed kom, jy moet 'n boot bou. En Noag bou die boot, alhoewel dit nog nie gereën het nie. Ek kan dink dat dit vir hom 'n stretch was, maar hy bou die boot. Die bure weet nie wat aangaan nie. Hierdie ou is besig om 'n ding te bou in sy agterjaard, as hy oor die Waaibeek muur kyk, en die ou werk deernag, en die ou het heeltemal van loetjie getik. Maar God het vir Noag gesê, hier kom 'n vloed, hier kom water,
en jy moet regmaak. En jy ken die storie, en hy bou die boot, en die water kom, en almal word uitgewis, behalwe 8 mense. Noag en sy vrou, en sy 3 seuns, Sem, Gam en Jafet, het ek dit reg? Het ek dit reg? Nee, dis en hulle vrouens, dis die 8. So toe die vloed weggaan, is net hierdie 8 ouens oor. Wat dink jy, is een van die eerste goed wat die Here vir Noag sê? Toe die mense nou uitgewys, hier's 8 mense oor, ek moet nou vir hulle iets profound sê. Kom ons kyk gou, sit gou op. En God het Noag en sy seuns geseën, en aan hulle gesê, wees vrugbaar, en vermeerder, help my, en vul die aarde, want God sê, my plan het nog nie verander nie. So as vandag, almal sou uitgewis word, en net jy en jou vrou bly oor, en God sal vir jou een ding sê, sal hy sê, ek het jou so lief, so ek bless jou, en ek gee vir jou 3 goed om te doen, wees vrugbaar, vermeerder, en vul die aarde. Dis al wat ons moet doen, so hy sê, wees vrugbaar. Nou onthou, toe hy vir Adam sê, wees vrugbaar, het hy dit gesê vir Adam en vir Eva. Jy kan dit lees daar. Hy het vir hulle albei gesê, wees vrugbaar, want dit is moeilik vir een persoon om vrugbaar te wees. My vrou kan 'n babietjie wil hê, maar dit gaan nogal problematies wees, as daar nie vennootskap is nie, stem jy saam? Julle is baie heilig, hoor, julle weet almal waarvan ek praat, hoor, as ek en sy nie saamkom nie, kan sy nie swanger word nie, sy kan swanger maak, raak my, ek gaan 'n ou skiet, ek sê julle as ek hom kry, maar, okay, ek watch hy pos man, ek sê net, ek sien hy, okay, so die punt is, om vrugbaar te wees, moet daar intimiteit wees, 2 goed moet by mekaar kom, om bevrugting voort te bring. So dit werk so in die natuurlike lewe, en dit werk met God ook so, dat as jy intiem met hom is, en in sy teenwoordigheid is, soos wat jy vanoggend daar is, dan kan jy bevrug word met geloof, en swanger word met die woord van die Here, want wanneer die woord van God daar is, en dit word gemeng met geloof, dan vind daar bevrugting plaas vir iets om plaas te vind. Dis waarom jy kan vrugbaar wees, want God sit sy gees in jou, sodat jy hom kan vertrou op elke belofte in sy woord vanoggend, waar dit ook al is wat jy nodig het, dat hy getrou is om vir jou te sorg. Dat hy getrou is om vir jou lewe te gee. Dat hy sy gees in jou sit en sê, ek gaan die vrug van die gees in jou na vore bring. En ek gee jou saam met dit die potensiaal om te vermenigvuldig. Want jy sien, die taak is 3. Dis vrugbaarheid, vermeerdering en vul die aarde, maar jy kan nie vermeerder as jy nie eers vrugbaar is nie. Jy kan nie vermeerder as jy eers vrugbaar is nie, want die sleutel tot vermeerdering lê in die saad van die vrug. Is jy met my? Lê in die saad van die vrug. So toe hy sê Adam, en toe hy sê Eva, toe sê hy, ek sit in jou die saad van vermenigvuldiging. King James Version gebruik die woord multiply, multiply, multiply. Vermenigvuldig, word meer. Die Here wil nie hê jy moet bly waar jy is nie. Hy sê, daar is meer vir jou. Ek het dit in jou ingesit. Ek beveel jou, wees vrugbaar. Maar wat ek en jy moet vang, is dat wanneer jy die vrugbaarheid het, moet jy in geloof uitstap en van die saad wat jy het, in die grond sit. As jy vanoggend hier sit en jy's in 'n finansiële gemors, wil ek jou uitnooi om die Here te vertrou en 'n bietjie geld te saai vir die koninkryk en te beleef dat die Here is getrou om te doen dit wat hy gesê het. Want wat jy in die grond sit, is wat jy gaan saai. As 'n koring in die grond sit, dan kan ek nie lemoene oes nie. As 'n koring in die grond sit, dan oes ek wat ek gesaai het. Ek oes wat ek gesaai het. Dit is vir my so mooi in Genesis 5, dan sê dit, en Adam het 'n kind voorgebring na sy gelykenis.
God maak Adam en Eva na sy gelykenis, en Adam produseer na sy gelykenis. Dis waarom my kinders lyk na my, want ons het iets in die grond gesit. So watter saad is daar wat God wil hê, jy moet gee as hy sê vermeerder. Die boer kan sit met sy koring, maar dit gaan nie vermeerder as hy dit nie in geloof in die grond sit nie. Watter belofte is daar wat jy van die Here moet aangryp en sê, Here, jy het vir my gesê jy gaan dit doen. Ek het nog nie gesien jy gaan dit doen nie, maar jy het gesê dat as ek saai, sal ek maai. Jy het gesê, wees vrugbaar en vermeerder, so in die naam van die Here is ek vrugbaar, sit ek dit in die grond en vertrou ek die Here vir 'n opbrengs 30, 60 en 100voudig. Iemand gee my 'n amen. Wees vrugbaar en vermeerder. In die saad is daar die potensiaal. Daar's potensiaal om te vermeerder. God wil net hê jy moet dit saai en dit in die grond sit. Ek praat nie oor geld nie, ek praat oor wat dit ook al is. Die Here met jou oor praat, wat dit ook al is wat jy nodig het, wil ek hê jy moet hoor, die Here wil hê jy moet daar bly nie. Die Here is nie tevrede as jy net hou nie, hy wil hê jy moet increase. Onthou jy die gelykenis van wat Jesus vertel van die ou wat weggaan, en sê hy gee vir die een 5 talente, sê vir hom, hier's vir jou 5 talente. Gee vir die ou langsom gee hy 2 talente. En dan gee vir die een ou 1 talent. Dan sê dit die ou wat die 5 talente gaan en hy gaan woeker met sy geld. En die ou met die 2 talente gaan woeker, want hulle het iets verstaan van vrugbaarheid en vermeerdering en vul die aarde. Maar die ou met 1 gaan bære dit in die grond. En dan kom die Heer terug en hy sê, waar is dit? En die ou wat 5 is sê, jy het my 5 gegee, hier is 10, en dan sê hy vir hom wel gedaan. En die ou wat 2 het, sê vir hom, jy het vir my 2 gegee, hier is 4, sê die Heer vir hom wel gedaan. En dan kom die ou wat 1 het, en dan sê hy, ek het geweet dat jy 'n streng mens is, so ek het dit gaan begrawe, en hier is dit wat jy my gegee het. En dan sê die Heer, jou dwaas, plaas dat jy dit by die wisselaars gaan stort, en dan kon ek rente op my geld verdien het. Ek dink wat daai ding so erg gemaak het, was nie die feit dat hy dit begrawe het nie, maar dat hy deur dit begrawe het. God se opdrag van vrugbaarheid, vermeerdering en vul die aarde, 'n streep deurgetrek het. Gesê het, Here, ek is happy met wat ek het. Ek is happy met wat ek het. Jy kan nie vermeerder as jy nie vrugbaar is nie, en jy kan nie die aarde vul as jy nie vermeerder nie. So daar's 'n proses hier, hy sê, gaan vul die aarde. Ek praat met jou oor ekstreem kerk. Nou moet jy onthou, as ons praat oor kerk, dat ons is gemaak as kerk na die gelykenis van God. Ons is sy liggaam. Dit beteken as ons Jesus verteenwoordig en ons sê ons is ekstreem kerk, charisma kerk, dan moet ons as kerk eerstens vrugbaar wees, ons moet vermeerder en ons moet die aarde vul. Ons is 'n plek van vrug, want ons is sy kerk. Dis waarom Jesus toe hy by Petrus kom sê, op jou sal ek my kerk bou, en die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Kerk, jy sal vrugbaar wees. Jy sal lewe. Die dood kan kom, het sal jou nie oorweldig nie. You will have vitality. You will have vitality. En dan lees jy in die Handelinge kerk, op 'n paar plekke, hoe die Here die gelowiges bygevoeg het, soos wat die Here hulle gered het, want die kerk was gesond. Hy was 'n ekstreem kerk wat nie net vrugbaar was nie, maar 'n kerk wat ook vermeerder het. 'n Kerk wat vermeerder het. En nou gaan die opdrag aan. En dit sê vul die aarde. Terwyl ek voorberei, kom hy vers by my op, dat die kerk moet die aarde vul. Want die Bybel sê in Handelinge 1 vers 8, en julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. God het in die kerk die potensiaal gesit,
om die aarde vol te maak. Jy en ek het die potensiaal om iemand na die Here toe te lei, om saad in iemand se lewe te sit, om te dupliseer en te kan sê, soos wat ek is, so sal jy ook wees. So kom ek vertel vir iemand van die Here, kom ek bid saam met iemand, kom ek doen wat dit nodig is, maar ek sê, Here, as dit is wat jy in my gesit het, kom ek wees nie soos die ou wat die 1 talente gehad het nie, maar kom ek woeker daarmee, gebruik my, want dan is dit die 3 vital signs van 'n gesonde kerk. Hy het vrug en hy vermeerder en hy vul 'n spasie. Hy vul 'n spasie, hy bring lig in donkerte. Hy bring lewe in dood. Hy maak 'n verskil. So vanoggend kan ons praat as 'n gemeente kollektief oor hoe lyk dit? Is ons besig om dit te doen en ook in ons eie lewe is ons besig om dit te doen. God was ernstig toe hy sê, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Vul die aarde. Onderwerp dit. En heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Adam en Eva se probleem was gewees dat God het dit gespreek, maar ek dink nie hulle het dit ten volle besef nie, want God sê, heers oor al die diere, ook die kruipende diere, wat die slang insluit. Toe die vyand na hulle kom en sê, ons weet nie wat 'n vrug het was, of wat 'n appel was, of 'n waterlemoen, of wat nie, maar eet van die vrug. Moes hulle geheers het oor dit. God het hulle geroep om te heers. Maar omdat hulle luister na 'n verkeerde stem, heers hulle nie. En God moet die hele ding kom vervang met Noag en hy kom sit dit weer in plek. Hy sê, julle moet heers. Ek stel julle aan oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Ek wil hierdie woord gaan onderbreek. Ek wil myself onderbreek en ek wil vir jou iets anders opsit wat ek glo vir jou 'n woord is. Ek is so bly, ek is gelukkig om te kan woon in die konteks van die Nuwe Testament. Baie mense sê, en ek weet ek het hierdie al voorheen gedeel, maar ek wil dit gou weer vinnig vir jou noem, want miskien verstaan jy dit, en dan sê mense, ek verstaan hierdie Christelike ding, hoe mense kan sê, Jesus moet kom om reg te maak wat iemand anders verkeerd gedoen het nie. Adam kom en hy maak droog. Eintlik was dit Eva gewees, want sy het die vrug gevat, maar Adam maak droog, en as gevolg van Adam se ongehoorsaamheid is ek in sonde. Dis mos onregverdig. I didn't even have a fighting chance. Miskien is dit nie Adam was nie, maar dit was Arnold, dan sou ek gesê het, hou jou appel. Hoekom moet ek die vrug dra van iemand anders se ongehoorsaamheid? En nou moet ek, hier is nou die Ou Testament, nou moet ek in die Nuwe Testament my geloof in Jesus sit, om my te red, om my te herstel vir iets waarvoor ek nie eers verantwoordelik is nie. Maar wat hulle nie verstaan het nie, is dat die Bybel sê, dat ons met Jesus Christus meer ontvang het, as wat ons ooit verloor het met Adam. Dis so genius, dat as gevolg van die ongehoorsaamheid van een, sit ons almal in sonde. Maar die ander kant is ook waar, sê die Bybel, dat as gevolg van die gehoorsaamheid van een, sit ons almal in 'n toestand van geregtigheid. Net soos wat ons hier die sonde gedra het, asof ons self gesondig het, dra ons hier die geregtigheid asof ons self gesterf het. Nou sê die Bybel, en dis Paulus se argument in Romeine 5, hy sê, hy verduidelik dit, en hy verduidelik dat. Maar dan sê hy, veel meer as ek daar dood was,
sal ek lewe, want ek het met Jesus Christus meer as wat Adam ooit gehad het. Nou sê God, hoor hierso, gaan vir my aan na die volgende slide toe, sit vir my die vers op. Nou het hy gesê, ek stel julle aan oor die voëls, oor alle kruipende diere, onderwerp hulle en heers oor hulle. En Jesus gaan aan in Matteus 6, en onthou ek onderbreek myself en hy sê, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by mekaar in skure nie en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Hier is vanoggend vir jou 2 groot motiverings om God te vertrou, om vir jou te voorsien wat ook al nodig het. Eerstens sê hy, as God dan kyk na die voëls en God het jou aangestel om oor die voëls te reageer, hoeveel te meer is God nie getrou om vir jou te sorg nie? Argument 1, argument 2, as hy vir Adam en Eva gesê het, ek sorg vir julle, en onthou hy het vir hulle gesorg, hy gee vir hulle blyplek, hy gee vir hulle klere, en aan die begin eintlik die gebrek aan klere, maar hy sorg vir hulle, hy gee vir hulle alles wat hulle nodig het. As God dit gedoen het, met Adam en Eva aan die begin, en vir hulle gesorg het, hoeveel te meer, nie ook vir jou en vir my in die Nuwe Testament nie. Hoor die woord van die Here, God is getrou om vir jou te sorg. Ek het dit vanoggend vir jou gesê, as jy dan heers oor die voëls, en hy sorg vir die voëls, dink jy nie hy is getrou om vir jou te sorg nie? As hy gesorg het vir Adam en Eva, en ons in Christus is, dink jy nie hy is getrou om vir jou te sorg nie? Hy is getrou om vir jou te sorg. Toe jou man sy werk verloor, en jy kom getuig, dink jy nie hy is getrou om vir julle te sorg nie? Ons bid saam met aan hy selfe week kry nog ander werk. Dink jy nie die Here is vanoggend getrou om vir jou te sorg nie, om as hy gesê het, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, jou alles te gee wat jy nodig het, sodat sy opdrag wat vandag nog staan, na vore kan kom vir jou en vir ons kollektief, as 'n gemeente en 'n kerk in Jesus Christus. Want jy is geroep om te heers. Jy is geroep om te heers, nie onder die omstandighede nie. Dis waarom die Bybel sê, God sê vir hulle, onderwerp dit aan julle, want jy is die kop en nie die stert nie. Jy is gemaak na my beeld, en daarom, omdat jy lyk soos ek, en my gees in jou is jy meer as 'n oorwinnaar, sê die Here. Wanneer God sê, wees vrugbaar en vermeerder en vul, dan sê hy eintlik, heers. Hy sê heers, ek het jou geroep om te heers. Baie mense voel vanoggend, ek weet, hulle heers nie. Daar's tye wat ek gevoel het, ek heers nie. Maar dan weet ek, kom ek vertrou die Here. My mandaat is nie om te wees waar ek nou is nie. Die plek waar ek nou is nie waar God klaar is met my nie. Waarheen ek gaan, is 'n plek van heerskappy, want ek is gemaak na sy beeld. So as hy gewen het, dan is ek meer as 'n oorwinnaar as gevolg van dit wat hy gedoen het. So ek sal wen in die lewe. Ek is vreeslik jammer, ons moet die woord daar onderbreek. Kyk, terwyl die Gees van die Here praat met ons, luister, maar die tyd het ons ongelukkig ingehaal vir hierdie uitsending. Maar ek nooi jou uit volgende keer, kom join ons weer, ons gaan aangaan en ons gaan die Here vertrou vir 'n magtige woord van hom vir hierdie dag en vir hierdie uur. Baie dankie dat jy ons uitgenooi het en dat ons deel kon vorm van jou dag en van jou tyd. Mag die Here jou seën en ons sien uit om dit weer saam met jou te doen.